Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jou weer in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Ekskuus. Dankie Here vir hierdie dag. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe. Ons dankie, ons loof U, ons prys U, Here, en ons aanbid U, want U is waardig. Here, U is waardig om aanbid te word, om geprys en geloof te word, want U is God, U is almagtig en U is die Here, die almagtige skepper van hemel en aarde. Here, ons het baie wat ons voor vandag kan vra, Here, en kan doen, maar ons wil begin deur eerder te sê dankie Here vir U genade. Dankie Here, ons is gered, Here, ons staan vanoggend, ons is uit vure, ons is uit oorstromings, Here, ons uit al hierdie goed, Here, het ons dit gemaak, Here, nie omdat ons mooi mensies is, of omdat ons goed is, of omdat ons bid, of enige iets nie, nee, dit was nodig, al daardie goed, ja, maar Here, ons staan en ons is lewend vanoggend en ons staan, Here, uit U genade. Dit is U genade wat ons gered het en niks anders nie. So bid ons, Here, vir daar bo in die noorde, vir die oorstromings, Here, daar uit die Kreurwiltuin uit. Dit is vloede, watervloede, Here, soos wat ons nog nooit gesien het nie. Here, die vure hieronder in die Kaap. Dankie, Here, vir reën gister, wat goed geval het, Here, dat dit die meeste van dit uitgeblus het. Here, dankie, buite reëntyd, Here, al hierdie dinge, dankie vir U genade. U is ons genadig, want Here, dit is nog nie die tyd nie van hierdie rampe wat ons moet tref op die aarde in Openbaring nie, want Here, dit is na die wegraping. U het dit vir ons nou al gewys. So dankie Here vir hierdie natuurrampe, Here, maak nie saak hoe of wat agter dit sit of hoe dit gekom het nie, Here, dankie vir U sorg, vir U liefde en vir U beskerming. Gaan so met ons en Here, nog nader na ons toe. Ek bid vir elkeen wat persoonlike rampe in hulle lewens mee sit, Here, maak nie saak wat dit is nie, raak elkeens aan in Jesus naam. Openbaar U, Here, aan hulle wat U nie ken nie, en Here, wees U kinders genadig, Here. U sê in die woord, Here, U sal hoor wanneer ons, Here, U aanroep, maar U sê ook in dieselfde asem, Here, dan sê U ook, ek sal my gesig wegdraai van julle. Dit is net 'n geval van, Here, ons kan aangaan soos wat ons wil nie, maar Here, as ons iewers in die moeilikheid is, dan sal U spring vir ons nie. Nee, Here, U sê, U sal na ons luister. U sal, Here, U sal ons uit al die verderwe en uit hierdie nood uit red. Here, as ons doen wat U sê, dan sal U nie
aangesig wegdraai van ons nie. Here, wees ons genadig. Help ons, lei ons, Here, dat ons op hierdie plekke sal kom waar ons kan wees, Here, waar U ons kan hoor, waar U nie U aangesig van ons sal wegdraai nie. So gaan dit, Here, met alles, ons hele bestaan. Here, maar dankie vir U genade. Dankie, Here. Here, seën ook elke ene wat in hierdie tye getrou is, Here, aan U met hulle tiendes, hulle offers, Here. Dankie dat dit in goeie grond is. Elke daardie saad in goeie grond is, in vrugbare grond is, waar dit 'n oes kan lewer vir elke een wat so getrou is. Here, ek dink aan almal, Here, die vriend van Christus, daardie Gansbaai persoon, daardie Here, die Witte en die Elliot en die Hitchis en ag Here, elke een van ons. Here, het maak nie saak wat waarin ons getrou is en wat die bedrag is nie. Here, U het dit ontvang. Dit gaan oor die gehoorsaamheid en U seën die gehoorsaamheid en die getrouheid. Seën hulle elkeen. Here, elke een. En wees ons genadig. En spreek met ons vanoggend, Here, in Jesus naam. Ons is hier om te hoor wat sê die Here, Here. Dankie dat ons so ver in so kort tydjie gevorder het, Here, in U genade met Openbaring, dat ons kan wees by hoofstuk 18. Spreek en openbaar aan ons, sodat ons dit kan verstaan, sodat ons dit ter harte kan neem, ons deel in ons harte kan bewaar, Here, en dat dit daar kon ontwikkel tot, Here, tot 'n blomtuin, Here, wat ons gereed maak vir U koms in Jesus naam. Amen. Amen en amen. Prys die Here. Hoofstuk 18. Die val van Babylon. Die vernietiging van die ekonomie. Daaroor gaan die hoofstuk 18. Nou hoofstuk 18 is net soos hoofstuk 17 ook 'n parentese weg van die normale gebeurde hier op die aarde. Dan verduidelik het iets anderste, waar hoofstuk 17 het die godsdienstige val van die aarde verduidelik, die vernietiging van die wêreldkerk, onthou jy, en die valse reddingsstelsels. So kom hoofstuk 18 en verduidelik hoe hierdie ekonomie en die hoe dit in duie gaan stort en hoe die gevolg daarvan. Wat 'n ekonomie? Die wêreldekonomie deur die val van Babylon. Waar kom Babylon nou in die storie? As jy vir die eerste keer luister, dit is Jerusalem, wat nie hernoem word na Babylon nie, maar vir die Here is dit Babylon. Verval tot hierdie heidendom. Nou kom ons begin by vers 1. Vers 1 lees. En na hierdie dinge het ek 'n engel gesien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Na hierdie dinge, na watter dinge is dit? Dit is na die dinge van die vorige hoofstuk, na die ineenstorting, die vernietiging van die wêreldkerk,
wat die Here genoem het, die hoerkerk dan met ander ook. Toe sien ek die volgende dinge gebeur. Het ek 'n engel gesien neerdaal. Kom ons kyk net daar. Woeps, daar 'n engel gesien neerdaal. Daar so uit die hemel uit na die aarde toe neerdaal. Daar is baie engele, daar so kan jy sien, daar so en hier in die middel. Maar die engel het daar nie vlerke nie, want hierdie is nie 'n engel nie, soos wat ons lees nie. Hoekom nie? Dit is Christus Jesus. Slegs Jesus is die lig van die wêreld. 'n Engel is nie die lig van die wêreld nie. Hy sê, en na hierdie dinge het ek 'n engel gesien neerdal uit die hemel met 'n groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Wow. Die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Dit is Jesus, nie 'n engel nie. Amen. Right. So, na hierdie dinge sien ek vir Jesus toe na die aarde toe neerdal en sy lig het die aarde verheerlik. Sy heerlikheid het dit verlig. Vers 2. Ek is nie seker wat ek nou gesê het nie, maar toe maar. Laat ek dit net weer sê, hy het na die aarde toe neergedaal en sy heerlikheid het die aarde verlig na sy. Nou is ek seker wat ek gesê het is reg. Ek weet nie of ek dit gesê het nie, maar ja, kom ons gaan. Vers 2. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. Amen. Wat beteken dit? Here, sê vir ons in Jesus naam asseblief. Daar is 'n prentjie, dit lyk heel verlate en verwoes. Ja, dit is verlate en verwoes, die Babylon, die Jerusalem. 'n woonplek van duiwels en allerlei onreine geeste is nie net 'n uitdrukking van die toestand van die aarde nie. Ja, dit is die toestand van die aarde, dit kan 'n uitdrukking wees, maar dit is nie net nie. Dit gaan werklik die geval wees, want na die wegraping dan gee God, ek het dit voorheen, ek gaan nie weer daarop uitbrei nie, dynamis krag aan die duiwel. En dan 4 demoniese bedrywighede hoogety op die aarde. Maar hier kom dit ook tot 'n einde. So, jy sien, ek het gesien, gewigheid van die, nee, ek nou kry nie daai versie nie, waar is daai versie? Groot stem uitgeroep in Babylon en die woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste. Dit is werklik die geval, want onthou jy ook, daarso waar 'n stadium gewees, waar ek gesê het, waar ons deur is, van hierdie, hulle het uit die bodemlose put uitgekom, dit gelyk soos rook, onthou jy daarso, en toe het hulle gelyk soos, wat is daai goed? Sprinkane,
springkane, springkane, ja, toe daar het dit, hulle het sigbaar geword. So het werklik 'n blyplek geword vir duiwels. Duiwels en onreine geeste. Die onreine en haatlike voëls word ook daar genoem. Dit dui ook net op demoniese bedrywighede in Babylon of dan Jerusalem. Vers 3. En daar is veel meer om te sê daar nie. Vers 3. Omdat die nasies, en dit gebeur, omdat die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde het met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Right. Dit is die rede hoekom dit gebeur. Hier staan dit. Almal gaan geoordeel word. Nasies en konings. Dan leiers, hierdie 10 leiers, hierdie 10 konings oor die 10 streke van die aarde. Onthou jy altyd, as ek dit sê, onthou jy altyd, onthou die coin, die muntstuk wat ek gewys het, met die nuwe aarde op, en daar was 10 streke gewees. Aha. Daar die 10 konings, leiers, aardse leiers, en ook hulle burgers. Almal wat hierdie boosheid navolg, almal wat hierdie nommer, hierdie 666 nommer van die hoekom wil ek net Engels nou praat? My kop werk net Engels nou, van die beast, die dier, almal wat hom navolg, gaan geoordeel word. En dit gebeur, hoekom gebeur hierdie dinge gebeur? Omdat hulle gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Dit het ons verlede week baie op uitgelê. Die valsheid van haar, eerste, hierdie wêreldgodsdiens. Godsdiens is nie net, hier is weer bewys, godsdiens is nie iets apart nie. Ja, dit is 'n persoonlike dingetjie hier, wat die een kant staan so, vir party mense is dit so persoonlik, een kant, dat dit 'n myl, 10 myl weg is van hulle af. Nee, dit is die begin en die einde van jou lewe. Omdat hulle eerstens verval het in godsdiens, en omdat hulle in hierdie vals godsdiens verval het, kon hulle nie onderskei tussen die waarheid en die valsheid nie. En as hulle die waarheid gevolg het, dan was hulle nie nou in hierdie posisie nie. Amen. So eenvoudig soos dit. En dan staan daar so, want van daar is die versie nog. Die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Daar gaan mense wees op hierdie aarde. Ja, dit gaan verskriklik wees. Ons kry so 'n voorsmaak van dit, van wat ek deur al baie hoofstukke teruggesê het. Daar in die, laat ek dink, hoofstuk 5, was dit die 4 kleurperde. Onthou, daar het ek gesê, van daar gaan kos wees
Daar gaan goed wees op die aarde, maar dit gaan onbekostigbaar duur wees. Maar daar gaan mense wees in daardie tyd, hulle wat dit met alle mag en met alles in hulle gaan najaag en gaan aanbid Satan en al hierdie goed. Net so gaan Satan, want hy regeer die hele wêreld, dan hy gaan ook vir hulle guns gee. Daar gaan mense wees wat gaan ryk wees, wat in weelde gaan lewe. Dis ook nie vreemd nie. Ons lewe in 'n tyd waarin dit vir baie mense moeilik gaan, wat mense is wat arm is, mense wat dit net maak, maar as jy om jou kyk, dan is daar baie mense wat ook baie geld het. Ek het nou die dag vir iemand gesê, as jy rondom hier kyk waar ons bly, en hierdie paleise wat hier gebou word, elke paar maande verrys hier 'n nuwe paleis, dan te sê ek weet nie wat regtig so moeilik gaan met hierdie land nie, as jy kyk nou of jy geld party van hierdie mense het, en die goed waarin hulle bly, en die goed waarin hulle rondry nie. Daar is mense wat ryk is. Dit gaan altyd wees. Ek sê nie nou dat mense wat nou, ek moet my nie verkeerd verstaan, dat hulle wat nou is die duiwelse kinders en dit te doen het. Die Here kan jou ook seën in hierdie tyd, dat jy nog steeds ook wel af is. Die punt wat ek maak is, dit was nog nooit snaaks nie. Dit is nie 'n vreemde verskynsel wat gaan gebeur nie. Daar was nog altyd rykes en armes, en ons beleef dit. So gaan dit in die eindtyd. Hier in hierdie na die wegraping gaan dit weer eens die geval wees. Maar hoe het die mens hier gekom? Ek wil iets hier inbring wat nou niks te doen het met Openbaring nie, maar wat vir jou net 'n bietjie 'n ander insig gaan gee, dat jy dit beter kan verstaan. Jy weet, die landswette, tradisies, en beïnvloeding. Dit is die probleem hierso. Hoekom party mense hierdie pad gaan loop en party nie? Want die probleem met hierdie landswette, tradisies en beïnvloedinge ontstaan in die hier binne in die brein. Daar. Sien jy daai kant, dit lyk soos 'n soos 'n bord waarop al hierdie goedjies, as jy het jy al gesien, as jy vir 'n keer 'n radiootjie of iets uitmekaar uithaal, en sit so 'n groen bordjie, dan dit al sulke goedertjies, jy weet nie 'n kop of stert wat daarop aangaan nie. Daarso, dit is die linker en die regter brein. Wow. Hierdie landswette, tradisies en beïnvloeding ontstaan hier by die feitelike kant van die brein. Hierdie sê vir die mens, jy kan nie dit glo nie. Dit is, ons werk net op feite. Hierdie kant van die brein, hierdie ene, die colorful kant, dit is die kreatiewe kant van die brein. Hoe meer kreatiewe brein jy het, hoe makliker is dit eintlik wat jy kan glo in die Here. Want wat is dit nou? Linker, regter brein, hierdie kantste brein, hy werk op feite.
Hy sê, die Here kan nie dit doen nie. Feite. Hierdie kant sê, dit maak nie saak wat hier aangaan nie. Die Here is my uitkoms. Die Here sal voorsien. Die Here kan dit doen. Hy dink verder as wat hierdie kant van die brein geprogrammeer is. Die regterbrein is die kreatiewe kant. Wat nie aan feite gebonde is nie, nie aan mense beperkings en om laat voorskryf aan gevolge en sulke goed nie. Dit is waar die probleem is. Here, hoekom is dat so baie mense meer linkerbrein is as regterbrein? Hoekom word ons so groot gemaak, geontwikkel van kleins af, dat hierdie linkerbrein aan die werk kom? Hoe meer hierdie kant, hy sê, hy oortuig hierdie kant, die Here kan nie dit doen nie, feite, want dit werk so en so en so. Dit is die groot probleem eintlik, hoekom mense sukkel om tot oorgawe te kom. Te min blommetjies. Te min blommetjies. Te min kleur hierso. Amen. So, ek noem dit dat jy begrip kan hê vir daardie kind van jou, of daardie vriend, of jou vrou, of jou man, of jou wie ook al, wat, Here, hoekom kan hulle nie insien nie? Hoekom kan hulle nie glo nie? Want weet jy, hulle is te veel gewire. Amen. Nou sê, ek wil dit net hierso noem. Ek wil dit al vir weke noem, ek weet waar om dit in te bring nie, maar ons bring dit sommer hier in. Goeie geleentheid hierso. Vers 4. So. Nou het ek 'n beter begrip vir hulle, en nie net, julle wil net nie glo nie, maar dit is mens later dink mos. Ja, wat is fout met hierdie mense? Hulle wil nie glo nie, hulle kan nie op hierdie stadium nie. Want dis hoe hy gewire is hierbo. Here, ek bid dat U kreatief hom kan herskep. Here, dat hy kan begin sien hoe lyk redding in U. Amen. Kom ons gaan maar na vers 4 toe. Vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en haar pla ontvang nie. Amen. Wonderlik wat hier gebeur eintlik. Die Here haal sy volk uit haar uit. Israel vlug hier in die woestyn in. Hierdie is nie 'n tweede keer dat Israel vlug nie. Onthou ons was al deur dit waar hulle in hoofstuk 12 het Johannes geskryf dat Israel vlug en ons het gesê dit is na Petra toe en hierdie is nie 'n tweede keer nie. Nee. Hierdie is 'n uitbreiding weer van hoofstuk 12. Nie 'n tweede keer nie. Onthou jy toe het daarso dat prent gehad van die rivier wat agter hulle aangekom het soos 'n slang na sy. Hierdie is uitbreiding daarop.
sodat hulle die pla kan mis. Weer eens 'n bewys van wat die Here sê vir hulle, wat verkondig dat ons moet deur hierdie, die bruid moet deur hierdie tydperk, hierdie verdrukkingstydperk gaan, want hulle moet gelouter word. Nee, dit is nie waar nie. Die Here is hierso, hy vat hulle weg daar, want hy sê daarso, dat nie haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Jy nie daardie pla ontvang nie, want dit is nie die Here nie. Die Here, dit is nie die God wat ek ken nie, dit is nie God van die Bybel nie, dit is nie die God van die hemel nie. Dit is die Here nie. Die Here straf nie sy bruid wie hy kom haal. Omdat julle my gevolg het, omdat julle die heiligheid nagejaag het, gaan ek julle hierdie straf laat deurgaan. Nee, ons gaan uit die hemel uit kyk wat gebeur op die aarde. Ek sê dit weer, want dit is 'n baie belangrike punt. Maar die Here sê hierso, dan, sodat hulle nie vir 'n deel van haar pla kan ontvang nie, en van haar straf ontvang nie. Want vers 5, hoekom? Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtigheid onthou. Nou, ek wil vir 'n prentjie daarso wys, boems, daarso was die eerste Babylon op die aarde, daarso was 'n prentjie van hom. Hierdie is net 'n uitdrukking van die hoe onbeskryflik baie hierdie sondes van die mense in hierdie stad is. Met die toring van Babel, daarso die oorspronklike terug in die Bybel, kyk wat het daar gebeur. Daarso het die toring van Babel wat hulle gebou het, het hy letterlik en figuurlik tot aan die hemel gereik. Maar hierso, in hierdie geval, wat die Here hier uitdruk in vers 5 is, dat hulle sondes het aan die hemel gereik. Weer eens wat ek sê, hierdie is net 'n uitdrukking wat die onbeskryflike baie sondes van die stad en die mense aandui. Daar is nie nog 'n toring wat weer daar gaan gebou word, wat tot in die hemel gaan reik nie. Hierdie is net 'n uitdrukking. Ek gaan weer nou 'n prentjie wys. Ek wil nou nie praat uit te vooruit nie, maar ek het 'n prentjie. Ek gaan hom nou wys. Hy gaan kom. Wat hierdie mooi gaan verduidelik. Vers 6. Vergeld haar, soos sy ook julle vergeld het. En verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy gedrink het. Amen. Wat gebeur hier? Wat hier gebeur is eenvoudig, die Here sê, straf haar erger, dubbel. Haar pyn gaan dubbel wees, gaan erger wees as die pyn en die leed wat sy veroorsaak het. Hierso kom die Here se beginsel van saai en maai baie duidelik in werking. Johannes 4 vers 8, né? Dubbel terugbetaal en straf was ook die straf onder die wet van Moses. Dit is nie iets nuut wat die Here nou uitdink nie. Dit was ook so
in die wet van Moses dubbele terugbetaling, jy moes iemand dubbel terugbetaal. Straf was ook dubbel. Hulle het lekker hier op die aarde aangegaan. Hier kom die Here, want sy woord staan vir ewig. Dit is nog altyd die Here se beginsel gewees, dubbel terugbetaling, en hier kom dit weer in werking. Dit gaan nie, en laat ek eerder sê, is dit nie dubbel nie. Wauw, het hou nou al vir 7 jaar is hierdie strawe. Baie bloed het gevloei. Ja, want baie bloed van die kinders van die Here het gevloei. Daar sê vers 7. Naarmate sy haarself verheerlik het en weer weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Amen. Ek sit as koningin en geen weduwee nie. Hierdie Babylon is die stad, is die koningin van al die ander stede. Sy is nie 'n weduwee nie. Sy sal baie kinders hê, baie ander stede, al die stede in werklikheid wat dan nog op die aarde is. Droefheid sal ek nie ken nie en nooit sien nie. Dit wys net op haar ongevoeligheid. Dit is vir haar niks om hierdie mense te vervolg, om enige een te vervolg of dood te maak nie, want onthou, agter dit sit Satan, en Satan haat die mens. Satan haat jou, al is jy sy grootste disipel, die grootste Satan aanbidder. Satan haat jou. Hy wil jou so graag pynig eerder. Dis daarom hy jou sal lei na alles wat verderflik is en alles wat bitter is. Amen. Hierdie tyd, hierdie stad, hierdie regerdery sal 'n geval wees van elkeen vir homself. Daar kom dit baie duidelik uit. Elkeen vir homself. Right. Vers 8. Daarom sal haar pla op een dag Daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Nou, soos 'n prentjie, die oordeel op een dag kom. Ek dink die stad is bietjie miskien overboord gegaan daarso. Dit lyk amper soos Amerika, sal ek sê, 'n stad in Amerika, maar dit maak nie saak nie. Daarso is dit wil net wys die uitdrukking van, daar was baie weelde daarso, want alle ekonomie, alles gaan vanuit Jerusalem, Babylon uit beheer word. So daarso sal ontwikkeling wees. En ons gaan sien ook nou in versies wat kom, in een dag is dit alles, nou ons het dit nou net gelees,
In een dag is dit alles met vuur verbrand. En die skepe en alles, en niks sal nader gaan nie, want kyk, alles wat in die omgewing is, brand, alles word verwoes in een slag. Daar is dit, en die mense, ek gaan nou hardloop nou vooruit, maar soms ek die prentjie voor my het, en jy sal sien, die mense sal ver staan, en niemand sal naby waag nie, hierdie mense staan almal ver, kyk, daar is baie, maar nie een gaan naby nie. Dit is straf oor hierdie stad. Hierdie stad, Babylon. En hy kry dieselfde straf as in die geval van Sodom. Onthou jy Sodom en Gomorra? Sodom was ook in een dag met vuur deur God vernietig. Hierdie is Babylon, Sodom, Jerusalem. Dit gaan verskriklik wees. En die wêreld gaan ween. Want die wêreld se bron van rykdom. Dit is die middelpunt van die bron van alle rykdom gaan nie meer bestaan nie. Vers 9. Hierso is die bewyse, hier kom dit nou. Vers 9. En die konings van die aarde wat met haar gehoereerdery en weelderigheid geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien. Amen. Die konings, die lande, sal ween oor die finansiële ineenstorting van die markte en die beurse, en ewe skielik is al hierdie weelde, hierdie geld wat hulle gehad het, waarin hulle want ek het gesê, daar gaan ryk, verskriklike ryk is daar. Die mense wat nou dink hulle is ryk hier op die aarde, hulle gaan arm wees teen hoe ryk van daardie mense in daai tyd gaan wees. Hulle gaan vir hulle 'n skok wees. Daar gaan al ons rykdom. En die Here het gewys dit is moontlik in 2011 was dit, toe Amerika wat het daar in 2011, daar was dit toe die Amerikaanse effekte beurse het ineengestort, onthou julle. En toe was daar 'n wêreldwye resessie. Suid-Afrika tot vandag toe nog nooit herstel nie. Die Here het al voorheen gewys die impak wat 'n wêreldresessie kan hê. Hoeveel groter gaan dit wees as alles, absoluut alles, al die geld van die wêreld aan een mark onder een beheer gekoppel is. Hoeveel erger gaan dit wees? Oh, wow. Vers 10 sê, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê, wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. Dan weer daardie prentjie op sit, daar is hy nou meer, wee het ver gestaan, jou oordeel het in 1 uur gekom. Hulle gaan, die stad gaan vermy word, niemand gaan naby gaan nie, soos die mense gaan bang wees om naby te gaan. Want hulle het gaan besef, hierdie is nie net die pyniging van daai stad nie,
maar hier begin ons pyniging. Want hulle pyniging gaan erg wees, want alles waarop hulle lewens gebou het, gaan in 1 uur vernietig wees. In 1 uur. Kan jy dink hoe verwoed moet dit wees vir alles en alles en alles en alles en alles, hierdie onaantastbare stad, in 1 uur lyk dit so, en daar gaan alles. Dit gaan vir die mens, wat op daardie stadium, wat net ingestel is op homself en Satan en op rykdom en al daardie goed, dit gaan te veel wees vir hom. Die meeste mense sal jy hoor sê, of een van twee goed, vat om my kinders en jy sal in moeilikheid, of vat om my geld, dan is jy in die moeilikheid. Hier gebeur dit werklik. Vers 11, en die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie. Dis net wat dit daar sê, is eintlik baie selfverduidelikend hierdie versie. Die handelaars gaan sit, hulle wat nog iets het om te verkoop, hulle gaan niks daarmee kan doen nie. Want alles, maar alles, ek moet dit 1000 keer sê, dat jy het verstaan, alles, maar alles en alle geld en alles gaan gekoppel wees aan 1 punt. Aan hierdie Babylonstad, hierdie Jerusalem. En die hartklop van handel gaan weg wees. Handel en ware gaan nie meer enige waarde hê nie. Sjoe. Dus daarom kan jy sien hoekom dit so verskriklik vir die mense gaan wees. Die volgende goed gaan nie meer beskikbaar wees op die aarde nie. Dit is wat vers 12 en 13 aandui. Die ware wat nie meer gaan bestaan nie. Kom ons lees dit. Koopware van goud en silwer en edelgesteentes en parels en fyn linne en purper en sy en skarlaken en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer. Vers 13. En kaneel en reukwater en salf en wierook en groot vee en skape en van perde en waans en slawe en mense siele. Wat beteken dit? Dit beteken alles. Alles. Kom ek hardop gou hierdeur net om vir jou dit te verduidelik. Prys die Here. Daarso is dit. Goud, silwer, edelgesteentes en parels, dit dui op geld, beleggings. Die volgende wat hy daar genoem het, fyn linne, purper, sy en skarlaken, dit dui op klerasie. Right? Hout, ivoor, koper, yster, marmer, dit dui op meublement. Meubels. Die volgende, kaneel, reukwater, salf en wierook. Dit dui op versorgingsmiddels en reukwater. Scents, sprei, lekker ruik, na sy.
Wyn, olyfolie, fyn kameel, koring, groen, groot vee en skape. Dit dui op alle voedsel. Daar gaan nie kos weer wees nie. Dan is daar perde en waans. Op daardie stadium toe Johannes geskryf het, was perde en waans die enigste vervoer wat daar was. So dit is hoe hy dit moes uitdruk. Dit dui op vervoer. Slawe, dit dui op arbeid. Werkers, mense wat gebruik word, arbeid om jou te verryk. Dis verryking gaan verby wees. Daar gaan nie meer slawe wees om te werk om jou te verryk nie. Mense siele, dit dui maar net op sielsvlak bevrediging. Enige iets wat die siel bevredig en bose aktiwiteite. Dis die einde van bose aktiwiteite sal daar nie meer wees van hier af nie. Prys die Here. Dis daarom gaan jy sien, nou, dan gaan die hemel hieroor juig. En hulle wat in die hemel is, wie is hulle? Die bruid, hulle wat met die wegraping gered was. En wat in die tussentyd onder ingegaan het met hulle lewens geboet het, onder die altaar ingegaan het, uitgekom het, nou is almal uit en almal is bly oor hierdie vervolging van hierdie monster. Vers 14. En die vrugte wat jou siel begeer het van jou gewyk en al die blinkende en skitterende dinge het van jou gewyk en jy sal dit nooit weer kry nie. Die vrugte wat jou siel begeer, dit waarvoor jy werk, lewe, die goed wat hulle begeerlikhede gevul het. Dit is alles weg. Ek wil dit saamvat en sê hierdie versie sê, alles wat nie ewigheidswaarde het nie, is gone, weg, vernietig, en alles in 1 uur. Nou kan jy dink, hoe groot skok is dit vir iemand, vir hierdie mense, wat op die aarde gaan wees, dat alles waarvoor hulle geleef het, waarvoor hierdie nuwe wêreld, hierdie nuwe God van die aarde, wow, hulle voor laat leef het, en waarvoor hulle oortuig in was, dat hulle alles, daar is niks. As jy kyk na daai lang lys, daar is niks wat gaan oorwees nie. Dit gaan wees geval van mense, waarvoor leef ons nou? Grootste skok vir die mense gaan dit wees. Vers 15 en 16. Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver wegstaan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versier met goud en edelgesteentes en parels, omdat sy in 1 uur soveel rykdom verwoes is. Dit is amper 'n herhaling van die vorige verse wat daar was. Dit sê net hierso, almal gaan ver staan en dit bewonder
Hoe is dit moontlik dat hulle gaan ver staan en dit gaan sien? Wel, soos wat ons ver staan en sien wat in Amerika gebeur op die oomblik, deur die nuus, televisie, internet, radio, maak nie saak nie, maar almal gaan daarvan weet en hulle gaan dit nie naby waag nie. Want wat moet jy daar gaan doen? Daar's dan niks nie. Daar's niks in ons karet nie. Ja. En daarso is dit 'n herhaling van wat alles gaan vernietig wees. Weer dieselfde. Edelgesteentes, parels, alles, beleggingsgeld, kos, klere, alles weg in 1 uur. Baie belangrik, in 1 uur. Vers 17, en elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matrose en almal wat die see bevaar het, ver weg gaan staan. Niemand waag dit naby nie. Niemand gaan dit naby waag nie. Vers 18. En hulle gaan ween. Hulle gaan ween en sê, dan kom dit, hoe sê ons, ou Suid-Afrikaanse gesegde, spyt kom te laat. Hierdie mense gaan spyt kom te laat wees. Plaas dat ons nou maar nie. Want waar is dit nou? Vers 18, en uitgeroep, toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê, watter stad is soos die groot stad? Watter stad is soos die groot stad? Daar is nie groter nie, daar was nie beter beskerming nie, daar was nie niks voorheen tot op hier nie, en daar was geen ander stad wat soveel versekering gegee het nie, en dit is vernietig. Hier begin die mense te ween en vergelyk en daardie goed. Presies net soos wat die versie sê, niks veel meer nie. Vers 19, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesê, wee, die groot stad, waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Die mens gaan nie daaroor kan kom dat alles in 1 uur verwoes is nie. En hulle gaan stof op hulle koppe gooi. Daar sê ek 'n prentjie van stof op jou kop gooi. Daar, boem, baf. Kyk nou, hoe lyk dit? Dit is stof op jou kop gooi. Dit is 'n aanduiding van rou. Die gooi van stof is glad nie iets vreemd nie. Dit was nie in die Ou Testament vreemd nie. En dit word steeds deur verskeie, wil ek sê, inboorlinge reg oor die wêreld steeds beoefen. In routyd dan gooi hulle stof op hulle, oor hulle koppe. Amen. Dit gaan weer gebeur. Nie of hulle weer stof, soos letterlik stof op hulle gaan uitgooi nie, maar dit is 'n uitdrukking van die mens gaan rou, en hy gaan in 'n rou tydperk ingaan. Die mens gaan so rou, ek glo nie, hy sal nooit weer kans kry om te kan herstel nie, want dit is ook die einde van die tye. Vers 20,
Verbly jou oor haar, o hemel en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. Wow, wow, wow. Wat 'n teenstelling. Kyk hier, op die aarde ween hulle, en kyk wat gebeur in die hemel. In die hemel jubel hulle, en dit is bly in die hemel. Nou, die aarde ween en rou, en die hemel wemel. God breek hom uiteindelik vir die wêreld, vir wat die wêreld vir soveel eeue aan sy apostels, sy kinders, sy profete gedoen het. Na soveel eeue, eeue en eeue en eeue, 6000 jaar. Die aarde is niks ouer as 6000 jaar nie. Gaan kyk hoe oud die Bybel is, gaan kyk 2000 jaar van daar tot daar, tot daar, tot daar, het is elke keer in periodes van 2000 jaar. Dit is, as dit by mekaar getel word, aarde. Ek wil nie lank daarin nou gaan nie, ek wil dit nou net ewe skielik opgekom, maar die aarde is nie veel ouer as 6000 jaar nie. 6000 jaar se vervolging, se bloedvergieting oor die kinders van die Here. Hierso wreek God hom daarop. Nou interessant, hierdie prentjie gebeur 3 keer in die hemel, waar die hemel jubel op 3 geleenthede. Ek het dit nou nie in die mooiste prentjie uitgedruk nie, maar ek probeer het. Dit is mooi prentjies totdat ek hulle gerek het, dat hulle die slide moet volmaak. Maar die eerste keer is, wanneer Satan uit die hemel uitgewerp word, dan word daar gejubel in die hemel. Satan word uitgewerp, Openbaring 12 vers 12. Wanneer Babylon vernietig word, dit is nou, kyk daar lê die baartjie Babylon, hy is vernietig, lê af, hierso, hierdie Openbaring, wat soos 18, vers 12, 21, nee, ons is al by 21, hierso, dan jubel die hemel weer 'n keer, wanneer Babylon vernietig word, en dan 'n bietjie vorentoe, nog so 'n paar hoofstukkies, daar so kom ons, Openbaring 19 vers 7, wanneer dit die bruilof van die lam is, die lam en sy bruid, dan jubel die hemel ook, 3 keer aangeteken in Openbaring, wat die hemel jubel. Maar daar gaan gejubel word in die hemel. Vers 21, kom ons lees hom gou, ons is amper klaar. En 'n sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon, die groot stad, neergegooi word en nooit meer gevind word nie. Kyk wat gebeur hier. Wow, wow, wow. Dit moet 'n skok wees vir hierdie mense wat op die aarde gaan wees. 'n engel is met 'n groot meulsteen gegooi in die water. Dit is 'n effek wat hier so uitgedruk word. Eers verbrand hierdie stad, word hy verwoes in 1 uur. As dit nie genoeg is nie, toe kom maar water, en hy verdwyn heeltemal. Eers verbrand hy en toe verdwyn hy onder die water. Toe wis die Here hom vir goed en vir ewig uit.
Nou is dit moontlik, hoe sal dit gebeur? Ek wil vir jou net, ons weet alles is by die Here moontlik, maar van daai ouens, onthou jy daai prentjie terug van die wat gewire is, vir daai ouens wat feite soek. Kyk hier. Eerste die ou oorspronklike Babylon. Daar is reunies van Babylon wat so lyk, wat vandag nog gevind kan word en kan sien. Daar was Babylon, die stad Babylon gewees. Hierdie Babylon gaan heeltemal verdwyn. Geen teken, sê die woord, gaan daarvan hom wees nie. Is dit moontlik? Ja. Kyk hierso. Al kom die engel en hy gooi sy meelsteen hierso en kan dit soveel, ons het gesien wat kan dit soveel skade doen. Ons het gesien met tsunamies hoeveel skade is word verrig. Japan, 20 kilometer van Japan het verdwyn. Kleiner geword. Hierso, hoeveel? Die hele kuslyn, onthou ons praat hierso van Jerusalem, dit is wat Babylon sit. Hy moet verdwyn onder die water. Nou die hele kuslyn is hierso van die onderste punt, dit is die plek Tel Ridan, hier in die suide. Dit is plek Tel Ridan, van daar tot daar bo by Antibes, is dit 754 kilometer. Dis hoe lank die hele kuslyn is van Jerusalem. Dan van hoe ver in is Jerusalem van die kus af, daar sal jy nie glo nie, is net 63,1 kilometer. Wow. Nou, as jy dink, wat het 'n gewone tsunami gedoen? Dit was nie 100 jaar terug gewees nie. Was dit 10, 15 jaar terug? Miskien nie so ver as 20 seker terug nie. Toe het 20 kilometer. 20, hier is net 40 aan. 20 kilometer het verdwyn. Nou kom die Here met 'n missie om dit te laat verdwyn en nee wat 60 kilometer verder van verdwyn is niks nie. Babylon, Jerusalem. Die middelpunt, die bron van al die sondes en kwaad op hierdie aarde gaan in een dag vernietig word met vuur en dan verdwyn asof hy nooit bestaan het nie. Amen. Vers 22. En die stem van siterspelers en sangers en fluitspelers en basynblasers sal nooit weer in jou gehoor word nie, en geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer gevind word nie, en die geluid van die meels sal nooit weer in jou gehoor word nie. Hy het verdwyn. Ons het gesien, net nou, die ware wat nie meer daar sal wees nie, nou sê dit, wel dit is logies, want hy is weg onder die see in verdwyn. Geen kuns, geen vermaak, geen produksie, die geluid van die meel, het is produksie. So, daar die kunstenaars en fluitspelers en dit, geen kuns, geen vermaak, sal ooit weer in Babylon plaasvind nie. Amen en halleluja. Vers 23, is dit die laaste versie, 23, 24, ek dink as 24.
vers 23 lees, en die lig van 'n lamp sal nooit weer in jou skyn nie, en die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit weer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, wat deur jou towery is al die nasies verlei. Niks sal weer in jou plaasvind nie. Daar gaan net mooi niks oorbly nie. En dit sal nie weer opgebou kan word nie, want hy is verwoes soos Sodom. En toe het hy onder die see verdwyn. Onherstelbaar. God vernietig hierdie Babylon Jerusalem totaal en al. Hoekom? Sodat hy weer 'n nuwe Jerusalem vir die 1000 jaar vrederyk kan oprig op 'n nuwe aarde, nuwe Jerusalem. Moet hy die ouë vernietig, totaal uitwis. Amen. Vers 24. En die bloed van die profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. Amen. Die oorspronklike woord wat daar gebruik word vir bloed is die woord aima. Aima. Aima wat beteken bloed en bloedvergieting. Nou, behalwe hierdie onreinheid en hierdie hebsug en hierdie selfverryking en al hierdie toornery en duiwelsaanbidding en alles wat daar in daardie stad plaasgevind het, is hierdie die twee grootste redes vir die vernietiging van hierdie stad. Die dood van die heiliges en die profete. Die bloedvergieting van hulle wat vervolg was, omdat hulle in die Here glo en die mens gewaarsku het. Pas op, die Here laat nie met hom spot nie, laat hom nie, en sê, hoeveel keer het ek al gelees, en sien jy dit op hierdie internette van, wow, terwyl iemand nog gesê het, godslasterlike goed van die Here gesê het, op hierdie groot verhore, waar hulle mekaar gesak is en dood is, die Here laat nie met hom spot nie. Pas op, wat jy aan God se geliefdes, sy heiliges, sy profete, hoe jy hulle vervolg. Hoe jy hulle laat ly en martel, letterlik en figuurlik. Mens laat hulle ly en martel deur deure vir hulle toe te maak, om valshede oor hulle te versprei, hulle af te breek, en wat jy doen is, jy staan in die pad van die evangelie. Ek praat nie daarvan om iemand wat die grootste snek verkondig en valsheid, om dit uit te wys nie, maar mense wat die gees en waarheid verkondig, en om dit aan te val en te vernietig. Jy vernietig, probeer die evangelie vernietig. Pas op, kyk wat die Here gedoen met hierdie stad, en dat hy gesê het, want die bloed van hulle is in jou gevind. Moenie dat die Here die bloed, die lyding van ander, van sy bruide in jou lewe vind nie. Dit is hoofstuk 18 dan. Woensdag is ons by
19. Ek lag want dit is regtig baie in 3 dae. Maar prys die Here, en sê dan Sondag, Maandag, Dinsdag. Ja, en Woensdag is dit hier, is 3 dae, bly 3 dae, 3 en 'n half. Maar ja, Here, dankie. Ons maak dit elke keer in u genade. Dankie Here, dankie. En na 6 jaar skryf aan hierdie en alles, weet jy, en waar dit alles weggeraak het en nie weggeraak is, gesteel is met 'n rekenaar. En dit is raf om dit klaar te kry. Maar weet jy hoe lekker is dit weer om dit weer te skep en bymekaar te sit. Dit is so verkwikkend, so lekker. Eintlik. So prys die Here. Tot volgende keer. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Dit is die Shalom wat jy op die einde sal hoor. Maar ek sal dit in Afrikaans ook vertaal. Yerekhata dina dishmarecha, Yair dina pawanilecha, Vechogonechta, Yesa dina pawanilecha, Asemlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here is sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees, jou vat, jou ophef in hom en aan jou vrede gee. Amen en prys die Here. Tot volgende keer. Die Here se seën vir jou.